'n hartlike welkom julle by my kanaal. En die van julle wat my nie ken nie, ek is mal oor kos. Met sy dit kosse is, puddingsterte, you name it, ek love dit. Ek hou net nie van afval nie julle. So ek is ook 'n cocoholic, ek is ook 'n smokeaholic, ek vape wel en dan is ek ook 'n chocoholic. So julle, dit is lekker koud hier in die Kaap vandag en vandag gaan ek spesiaal vir julle wys hoe om 'n gebakte Oreo pudding te maak in die oond. Dit is vinnig, maklik en heerlik. So julle, ons begin sommer by die droë bestanddele en dan gaan ek net sif 1 koppie koekmeel, 'n kwart koppie kakaopoeier wat sommer 2 opgehoopte eetlepels is. En dan 'n kwart teelepeltjie sout. So ons sif gou net hierdie goed deur. Hierdie kakao het 'n bietjie klontjies in julle, dan gebruik ek maar sommer gou van my teelepel. Jy kan jou hande ook gebruik as jy verkies en dan moet jy dit maar net gou gaan afspoel. En hierdie is 'n baie ryk kakaopoeier. En dan voeg ons by 'n 3/4 koppie wit suiker. En dan gaan ek dit net deurklits met my draadklitser. En nou vir die nat bestanddele. Ons plaas hom een kant. Vir die nat bestanddele, julle is dit 2 eetlepels gesmelte margarien. En so wat ek alles uitkrap. Een halve koppie melk. Sorry julle, ek het vergeet om by die droë mengsel kom daar ook by 2 teelepeltjies bakpoeier. Ons almal raak ouer, julle, en dan vergeet ons. Maar dit is daarom nie die einde van die wêreld nie, of hoe sal ek sê. Dit ons hulle net gou weer deur. En dan die nat bestanddele was dit nou die 2 eetlepels margarien, die halve koppie melk en dan 1 teelepeltjie vanilla geersel. Ek is gelukkig julle. Ek is links, maar ek kan links en regs werk. My man sê altyd dit is so onregverdig as ons golf gaan speel of pool gaan speel, kan ek werk met beide hande. En dan laat ek gou 'n eetlepeltjie kry. Dan gaan ons die droë bestanddele voeg by die nat bestanddele. En dan gaan ons alles deurklits met 'n draadklitser. So julle moet nie worry nie, as jou deeg te styf is, al wat ons dan doen is, ons voeg net bietjie melk by, tot ons 'n deeg het, wat nie te styf is nie. En dan kort en nog so klein bietjie melk. En ons mengel net goed deur. So, hy begin nou van die draadklitser af te kom, julle. So, dit behoort dan so 'n koppie melk te wees. En dit is hoe die deeg lyk, julle, en dit ruik heerlik. Daar kom nie eiers by nie, julle. Eiers gee vog en rykheid aan hierdie, maar dis wat die sousie nou gaan doen. Hy gaan vog inbring. So julle, hierdie deeg om dit net so te eet is baie lekker. So nou gaan ons dit net alles mooi uitskrap binne jou Pirates bak of wat se bak ook al jy verkies. Ek het my bak wel gespuit met kosproei wat kleefwerende middel is. Of jy kan hom liggies smeer met margarien
nes jy verkies. En sorg ons dat ons hom lekker mooi leeg, skoon skrap. En jy kan 'n bietjie los as jy dit wil uitsit met jou vingertjie of vir die kinders wil gee. En dan maak ons hom net gelyk. En dan in 'n pakkie Oreos, julle is daar 12 koekies, 2 om te eet. Ek is mal oor 'n Oreo. En dan gaan ons hulle net in grouwe stukke breek. Maar ek probeer dit breek met my naels julle, want anders is jou hande vol van hierdie wit vulsel. Breek ons hulle almal net gou so rol weg. Ek het die meeste al klaar gebreek julle. En maar verskoon as ek sê julle, want ek praat met julle. Ek praat definitief nie met myself nie. En dan gaan ons hierdie Oreo stukkies, gaan ons bo oor hierdie rou deeg sprinkel. En ons sorg dat ons hom oralste dek. Dit lyk klaar net heerlik. Vanaand julle gaan my man lekker eet. Ek's altyd mal daaroor. As my man hierdie nag wakker word, is daar altyd ietsie lekker in die yskas. Ek maak ook altyd genoeg, so as ek nou nog 'n stukkie wil hê, dan is daar nog 'n stukkie. En nou, julle, kyk net daar, kyk net hoe lekker lyk dit. En nou gaan ons die sousie maak. So ek het gou die ketel gekook. So in my potjie gooi ek 'n halwe koppie bruin suiker, 1 en 'n halwe koppie kookwater, so die koppie is bietjie donker, ek moet mooi sien waar's half, en dan ook 'n kwart koppie kakao wat 2 eetlepels is. En as jy nou 'n bietjie meer maak julle, dit gaan hom net bietjie ryker maak. Dan gaan ons hierdie gou net goed deurmeng. En sorg dat daar ook nie kakao stukke klontjies in jou sousie is nie. So ek gaan hier op die plaas sit en hom net gou kook. So julle, ek het nou net gou die sjokoladesousie gekook, laat die suiker mooi oplos en die kakao, en dan gooi ek dit sommer oor in my maatbeker. En die van julle wat nie weet nie, ek het my eie online winkel, julle Sweet and Whisk, gaan kyk gerus. Ek maak Oreo fudge, julle, iets to die for, salted caramel met pretzels in, dan is daar die coffee fudge, en ek verkoop hulle 1 blokkie, 4 blokke, 6 blokke of even 'n giant blok. En dan kan jy hulle gaan sny in bite sizes of in groot blokke nes jy verkies. En dan gaan ons hierdie warm sjokoladesousie stadig, om net soos kyk, as jy mooi kan sien, dan gaan ons hierdie sjokoladesousie net boor gooi, ewereedig, oralste, en dan gaan hierdie Oreo puddingbak by 190 grade vir 30 tot 40 minute, maar ek sal presies vir julle sê hoe lank het hy gebak in my oond. En onthou, ek het nie 'n convection oven nie, ek het net 'n normale oond. So my droom julle is om eendag 'n dubbele oond te hê, omdat ek hou van bak en brou. En dan julle het ek ook koekpanne teen billike pryse. 1, 2 of 4. As jy 4 vat, dan is dit ook goedkoper. Kyk net hierdie lekker ronde koekpan julle. Dit is wat ek gebruik. En dan is daar die square koekpannetjies, of jy kan gebruik vir brownies. Daar's die een, dit is so blou met wit dots op, met swart dots, as jy mooi kan sien. En dan is daar ook die fluted pan,
wat die spring foam pan is en hy het ook 'n loose bottom. So julle, die Oreo baked pudding het 35 minute gebak by 190 grade en dit ruik so lekker hier onder my neus. So julle, ek het nou net gou vir my uitgeskep. Hierdie pudding is lekker sag. Daai sousie het so al gooey gaan word, soos 'n brownie. En dan kan julle dit geniet saam met ultramelk, custard, styfgeklitste room, roomys of al twee, custard en roomys of even is dit lekker saam met ingedampte melk. So ek het gou daar vir my uitgeskep. Ek was lus vir tuisgemaakte vla, so ek het dit gou vir my gemaak. So ek kan ongelukkig nie vir julle wys hoe lekker hap ek aan hierdie pudding nie julle, want my tripod se hierdie dingetjie het afgebreek, wat ook al jy dit noem, mors afgebreek, so ek sal vir my 'n nuwe ene moet koop. So julle, laat weet my wat dink julle van hierdie pudding. Ek moet seker die kamera op die regte plek hê, Belinda. So probeer hom gerus en geniet hom.